In die nuus vanaand, die Iranse regime het glo konsensus bereik oor 'n opvolger vir die opperleier. Kenners krap kop oor 3 dolfyne wat gestrand het. Goeienaand en baie welkom by ons bulletin. En ons skop af met internasionale nuus. Die liggaam wat die opvolger van die Iranse opperleier moet verkies, het glo konsensus bereik. Volgens 'n lid van die liggaam sal die besluit om veiligheidsredes nie tydens die fisieke vergadering van die Raad van Kenners geneem word nie. Die vergadering van kenners sou vandag vir die eerste keer in dekades in die stad Qom vergader het, maar om veiligheidsredes sal die finale besluit nie in persoon geneem word nie. Kommer bestaan dat die vergadering 'n teiken vir die VSA en Israel se magte sou wees. Ondanks die konsensus wat bereik is daar glo nog kwessies wat uitgestryk moet word. Die vorige opperleier, die Ayatollah Ali Khamenei, is tydens die konflik wat op 28 Februarie uitgebreek het, dood. Daar is vroeër bespiegel dat die opvolger, Khamenei se seun, die 56-jarige Mojtaba Khamenei kan wees. Motoriste sal alself moet staal teen die moontlikheid van die hoogste brandstofprysstyging van die jaar wat in April verwag word. Die prysstyging sal hoofsaaklik toegeskryf word aan die konflik in die Midde-Ooste en die sluiting van die straat van Hormuz, waardeur 25% van die wêreld se olie vervoer word. Oliepryse het sedert die begin van die oorlog met meer as 30% gestyg. Daar was hoop dat die oorlog tussen die VSA, Israel en Iran van korte duur sal wees, maar dit is besig om na ander lande in die Midde-Ooste uit te kring. Die onafhanklike ekonoom Elise Krieger sê dit is net 'n kwessie van tyd voordat die oliepryse $100 per vat sal kos, met die verswakte randwisselkoers wat waarskynlik brandstofpryse gaan beïnvloed. As ons kyk na die geweldige styging in die olieprys, jy weet alreeds rondom $95 per barrel, ons gaan waarskynlik sien dat hy gaan hoër skuif. Het ons reeds gesien dat die onderverhaling by ons pompe die afgelope donderdag op die petrolprys in orde was van rondom R3.80 per liter en vir die dieselprys amper R7 per liter. So as ons vir die res van hierdie maand sien dat die huidige vlakke gaan, of die pryse gaan daar stabiliseer, dan gaan hierdie tipe van verhogings vir ons deurkom op die 1 April. Volgens Krieger kan die oliepryskok Maart se verbruikersprysinflasie laat styg tot meer as 4% teenoor die 3.5 in Januarie. Die amptelike Februarie VPI-data word steeds verwag. Suid-Afrika is tans in die gelukkige scenario dat ons inflasiekoers redelik laag is, rondom 3.5% is ons jongste syfers, maar daardie syfers vir hoofdinflasie gaan definitief opskiet in die orde van 4.2% en selfs hoër. So gemiddeld gewys gaan inflasie dan heel wat hoër is as wat ons aanvanklik gehoop het, en wat 'n baie positiewe scenario vir ons was aan die begin van hierdie jaar met betrekking tot beide inflasie en rentekoersverwagtinge, het dus nou in werklikheid 'n u-draai gemaak en jy weet op hierdie stadium lyk die situasie vir my baie kommerwekkend vir ons ekonomie. Die impak van die stygende oliepryse op brandstofpryse val saam met die hoër brandstofheffings wat in Februarie se begroting aangekondig is en in April in werking sal tree. Die Amerikaanse president Donald Trump het aan joernaliste gesê dat die oorlog teen Iran tot 'n einde sal kom wanneer die land se magte vernietig is en daar niemand meer van sy oorblywende leierskap oor is nie. Dit is bykans 2 weke sedert Israel en die VSA Iran aangeval het. Trump het bygevoeg dat onderhandelings in die stadium nutteloos sal wees, omdat daar niemand van die leierskap oor sal wees om te kan sê dat daar oorgegee word nie. Intussen het 'n ontploffing by die Amerikaanse ambassade in Oslo in Noorwe plaasgevind. Volgens die Noorweegse polisie is die skade gering. Die ontploffing het by die ambassade se ingang plaasgevind. Owerhede wat die toneel ondersoek, kon nie ander ploftoestelle by die ambassade of in die nabye omgewing vind nie. Polisiehonde, hommeltuie en 'n helikopter is gebruik om die toneel te fynkamp. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Intussen het Turkye Iran gewaarsku om nie enige missiele of hommeltuie op hom af te vuur nie. Die landse minister van buitelandse sake, Hakan Fidan, het bevestig dat die verdedigingsmagte van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, of NAVO, 'n missiel afgeskiet het wat Turkye se lugruim binne gedring het.
Fidan het gesê sy land sal 'n etniese burgeroorlog in Iran teenstaan wat tot massa-immigrasie kan lei. 'n Regeringsgebou in Kuwait is tydens 'n hommeltuigaanval getref. Volgens owerhede is een van sy brandstofbergingspersele by die Kuwait Internasionale Lughawe ook in 'n hommeltuigaanval geteiken. Die gebou wat getref is die land se hoofkantoor vir maatskaplike sekerheid. Ondanks Iran se verskonings aan sy buurlande dat hulle aangeval is, het sy aanvalle Saterdag aand en Sondagoggend voortgegaan. Aanvalle is ook deur Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate aangemeld. Die Duitse fregat, die FGS Noordrijn-Westfalen, het in die Limassol-hawe in Cyprus anker gegooi te midde van die toenemende konflik in die Midde-Ooste. Trump het vroeër die VSA en Israel se aanvalle verdedig deur te sê dat Iran 'n dodelike bedreiging inhou. Israel het sy aanvalle verskerp en het kritieke brandstofbergingspersele in Iran getref. Israel het ook hernuide aanvalle op Hezbollah-teikens uitgevoer. Hy het Libanon gemaan om nie Hezbollah-militante te beskerm nie. Kenners skrap kop oor 3 dolfyne wat in die Oos-Kaap gestrand het. En dit is Internasionale Vrouedag vandag. Ons is nou terug. Welkom terug, ons gaan voort met plaaslike nuus. Mariene owerhede en navorsers aan die Oos-Kaapse kus ondersoek die rede waarom 3 dolfyne by Cannon Rocks en Mogalana gestrand het. Inwoners het op die dolfyne afgekom en owerhede daarvan in kennis gestel. Een van die dolfyne wat weer in die see vrygelaat is, het egter teruggekeer na die kus en het weer gestrand. Die dolfyn het hulpeloos op die strand beland. Dit is die tweede gestrande dolfyn wat binne 48 uur gevind is. Die een voor hom was net so gelukkig. 'n Lid van die publiek het op hom afgekom en hulp ontbied. I'd seen the day before on the stranding website where I'm a volunteer to help out the stranded animals that there was a stranded dolphin up the beach between us and Bigha. And I went up there to especially go and see if it had not breached again onto the sand. And there it was. It had a bit of an injury, the poor dolphin. So I waited there and I called Greg, and Greg very kindly told me how to make the dolphin comfortable while we waited for the NSRI and Port Alfred to come and bring their launch craft and take it out to sea. Dolfyne is nie die enigste soogdiere wat op ons strande beland nie. Walvisse, robbe en selfs haie bevind hulle self soms in soortgelyke situasies. Striped dolphins are an offshore species. The thought is because they're an offshore species, they're not familiar with the inshore environment. So if they happen to come inshore, then they may be unfamiliar with the inshore environment and they may strand by mistake. We know if it's a different species of dolphin, like a humpback or a bottlenose dolphin, they are familiar with the inshore environment. So if they strand, then it's more likely that there's something very wrong with those dolphins. Kenners waarsku strandgangers om versigtig te wees en nie aan gestrande diere te raak nie. One has to do these things carefully because the best intentions may be harmful to the animal itself. For example, if you find a dolphin on the beach and you decide just to push it out into the waves, frequently what happens is that animal then just tumbles around in the waves because remember they are often quite weak. If they've been lying ashore for some time, their muscles are stiff. They tumble around in the waves, they aspirate seawater, it makes them even weaker, even in worse condition to go out at sea. Die Nasionale Seereddingsinstituut het uiteindelik die veilige terugkeer van die soogdiere 5 kilometer die see in moontlik gemaak. Dit is vandag Internasionale Vrouedag. Om die dag te vier het die SAIK se nuusspan met die anti-apartheidsaktivis Sophie de Bruin gesels. De Bruin is die laaste oorlewende vrou wat in 1956 die vroueoptog teen die pasboekwetgewing na die parlement gelei het. Hier is 'n uittreksel uit 'n onderhoud wat die SAIK met haar gevoer het. There was this act that came into being, the Coloured Population Registration Act. And the coloured people in Johannesburg wasn't very political. And now it was time since this Population Registration Act came into being for the coloured people to become politicized. And that is where I was appointed by the Congress movement to be the organizer of Coloured Congress.
Die minister van Basiese Onderwys, Sibuye Gwarube, het haar kommer uitgespreek oor skoliere wat nie wiskunde of wetenskap reeds op skoolvlak verder wil neem nie. Gwarube het saam met rekeningkundiges aan 'n paneelbespreking in Kaapstad deelgeneem op die vooraand van Internasionale Vrouedag. Die minister is onder meer bekommerd oor die lae getal meisies wat rekeningkunde as 'n skoolvak het. Die bespreking is deel van die regering en professionele instellings wat 'n balans probeer skep tussen die onderwysstelsel en die vaardighede wat benodig word om ekonomiese groei in die land te bevorder. Afrika vroue is in die minderheid as dit kom by die vakgebied geoktrooide rekeningkunde. In 20 jaar het die aantal vroue wat 'n nering van die vakgebied maak van 400 tot 8500 gestyg. Die departement wil saam met professionele instellings werk om 'n volhoubare verandering teweeg te bring. Die kwynende getal meisies wat wiskunde op skoolvlak neem, is die eerste tamaletjie wat getakel moet word. More and more schools are now offering accounting as a subject, and we saw an uptake in this year, which was really good. But I'm equally concerned about the drop in maths participation and maths success, and in science participation and the performance in science. We identify, nurture, and develop young professionals who will lead the accounting profession and beyond. But we know that our work begins long before university or articles. It starts in the earliest years of schooling with literacy, curiosity, confidence, and the belief that a young child from any corner of South Africa can become a chartered accountant. We've got such high unemployment. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooide Rekenmeesters glo dat onderwysers wat wiskunde aanbied, bemagtig en ondersteun moet word omdat wiskunde die deurgang tot rekeningkunde is. Die instituut glo ook dat meer leerders aangemoedig moet word om wiskundige vakke op skool te kies. Ondanks die instituut se beursprogram is dit 'n stryd om studente te vind wat daaraan wil deelneem. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het bevestig dat daar wêreldwyd geen gevalle geïdentifiseer is waar die gebruik van sanitêre doekies skade aan vroue se gesondheid aangerig het nie. Richard Brown van die WGO het gepraat by 'n media-konferensie in Pretoria saam met die minister van Gesondheid Aaron Motsoaledi. Hulle het gereageer op navorsing wat in Februarie deur die Universiteit van die Vrystaat gepubliseer is. Die navorser het bevind dat die chemikalieë in sommige sanitêre doekies met gesondheidstoestande soos hormonale wanbalans, onvrugbaarheid, endometriose en kanker verbind kan word. Die Nasionale Vervolgingsgesag in Noordwes het alle polisiedossiere wat verband hou met aanklagte teen die omstrede sakeman Brown Mogotsi aangevra. Die volg na Mogotsi se verskyning voor die parlementêre ad hoc komitee oor sy beweerde rol as 'n tussenganger met vermoedelik bande met wetstoepassingsagentskappe en politieke figure. Mogotsi het erken dat talle kriminele sake teen hom aanhangig gemaak is, insluitend een van moord. Nie een van die aanklagte het tot vervolging gelei nie. You murdered somebody? Yes. Why? I mean, isn't that personal? Murder, personal. Can you ask me no. To say why? Maybe Kastwana murder. No. Say if me and somebody had a fight and he died. Oh. And you ask me why? I'm asking what happened. No, there was a fight. There was a fight. It was an intentional. Did you shoot that person? No, it was physical. And he fell on his neck. He fell, okay. Yes. Parlementslede het ook bevraagteken of Mogotsi se bande met wetstoepassers dalk die rede was waarom hy nooit vervolg is nie. You saying you were charged? Yes, and the matter was withdrawn. The matter was withdrawn. That's correct. Were you found guilty? No. But the case was dropped? The case was withdrawn. On what basis? I don't know. What was the thing? And which court was this? It's in Mawatu. This handler of yours, was he involved in getting that case dropped? No. The handler that passed on? No, there were no witnesses. The other witness could not come to court. There were no witnesses. Hold that thought. There were no witnesses, Chair? Na hierdie voorval het Mogotsi menigte kere voor die Mabato Landdroshof verskyn. Suspect, which in this case was Mr. Brown Oupa Mogotsi, who was 32 years old at the time of this incident. His first court appearance for the alleged murder was
on the 19th of December of 2011. After extensive investigations and numerous court appearances, the case was then withdrawn by NPA on the 13th of October of 2022. Die nasionale vervolgingsgesag wil nie kommentaar lewer oor die meriete van die saak nie en sê die ondersoek duur voort. Twee Suid-Afrikaanse fietsryers het koning gekraai by die 48ste Kaapstad fietstoer. Ryan Gibbons en Lisa Bone het die mans en die vroue afdelings gewen. Gibbons het die fietswedren in 2 uur 33 minute en 6 sekondes voltooi en Bone in 2 ure 6 minute en 26 sekondes. Meer as 30,000 fietsryers van reg oor die wêreld en vanjaar deelgeneem. Weens die reuse getal jaarlikse deelnemers word die fietsren as die grootste ter wêreld beskou. Die weer het perfek saamgespeel toe die 109 km fietswedren by die parade in Kaapstad afgeskop het. Die fietstoer tok jaarliks professionele en amateur fietsryers van reg oor die wêreld. Volgens die organiseerders kon tientalle internasionale fietsryers nie betyds vir die fietsren in Kaapstad aankom nie weens die konflik in die Midde-Ooste. The legs were fine actually, warmish. Spicy somewhere, but yeah, it was not that bad. It's just the wind. The wind was an issue this year. Toe ons chappies afgery het, het ek gedink nee, vandag word ek van my fiets afgeblaas. Maar nee, ja, dit was regtig 'n harde reis. En ja, ek dink daar was baie verskriklike sterk vrouens in ons bunch hierdie jaar. So nee, maar dit was regtig 'n goeie reis. 500 wedren-inskrywings is vir jong mense in die provinsie beskikbaar gestel in 'n poging om belangstelling in die sport te bevorder. Ik heb min of meer uit diezelfde achtergrond gekomen. Ik heb met radsport begin, OVO Security, wat nou DSV is. En ja, ik heb net op met die ranken gegaan. Dat hou ik veel uit die moeilijkheid. Ik meen, onze omstandigheden bij de huis is niet altijd goed. Wat ook die youngsters drijven naar verkeerde dingen toe. Fietsryers sê die winderige toestande en 'n paar ongelukke langs die roete was van die groot uitdagings. Onder die vele veteraan deelnemers was daar ook 'n aantal eerste keer en onder 17 fietsryers. Het was baie moeilik. Heeltyd aaneengetek. Het was rof, maar sover het ek dit geniet. Maar nou het ek so 'n paar goedjies en om nou 'n bietjie in die, hoe kan ek sê, in die hoë racing te is en vinniger en is baie vinnig, is stylbeelde. Ek voel okay. Fietsryers van meer as 70 lande het aan die Kaapstad fietstoer deelgeneem. It was quite hard on the hills, but I was strong enough. Where did you finish? Do you know your position? Actually, I'm quite a good finisher, so I had a good position. And I was the second. Die gewilde fietstoer dra jaarliks by tot R500 miljoen vir die Wes-Kaapse ekonomie. Fondse wat ingesamel word, gaan in sowat 120 liefdadigheidsorganisasies. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En dis waar die Afrikaanse redaksie vir vanaand haltroep. Dankie vir die saamkyk. Ons hoop jy het 'n wonderlike week wat op jou wag. Mooi aan verder. Totsiens.